gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Goeiedag liefdes op hierdie Vrydag, dis die laaste dag want ons hierdie week gesels oor gereed wees. En 'n besonderse interessante teks vandag uit Jona. Ek wil sommer vra dat dis Jona se kort boekie gaan lees hom net weer in sy totaliteit vandag. Want ons weet wat die situasie met Jona is. En in Jona 4 vers 1 lees ons dat hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Waaroor was hy so ontevrede? Waaroor was hy so kwaad? Die Here het hom gestuur na Ninive toe om Ninive te gaan roep tot bekering, want die Here sou Ninive uitwis as hulle nie tot bekering kom nie. Maar Ninive, daar al die chaos wat Jona, die ompaai wat hy probeer loop het en die groot vis wat hom ingesluk en al die goeders, kom hy wel by Ninive uit en hy roep dit daar uit. Nog 40 dae en Ninive word verwoes. En dan hier in 3 vers 5 lees ons, die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koninklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op die as oop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer. Die koning en sy raadgewers beveel dat mense en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie. Dat hulle niks mag eet en geen water mag drink nie. Mense en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het oor hulle sal bring, en hy het nie die ramp gesteer nie. Wat 'n wonderlike stukkie geskiedenis, dat 'n reuse stad van meer as 300.000 mense in een dag tot bekering kan kom. Dis wonderlik. Dis koninkrykswins. Dis mense se lewens wat gered word. Dit is letterlik 'n stad, 'n nasie, wat na God toe keer. En ek dink die hemel vier fees, maar nie Jona nie. Want Jona wou dit anders gehad het. Hy het 'n ander plan gehad. Hy is dan die profeet. As hy sê dit gaan vergaan, dan moet dit vergaan. En nou lees jy die geskiedenis van Jona verder. Hy eindig in 'n patetiese hoopie van 'n depressiewe mens, wat met niks tevrede is nie eers met God nie, en ook nie met God se plan nie. Hoekom? Want hy was nie gereed daarvoor dat God hom kan verras nie. Hy was nie gereed daarvoor dat God se denke anders as sy denke kan wees nie, dat God se verwagting en God se doel anders as sy eie doel en denke kan wees nie. Hy was nie oop daarvoor nie. En hy eindig in 'n patetiese hoopie. Is ek en jy nog bereid, nog gereed, dat God ons verras? Soos die kind op hierdie prentjie wat 'n geskenkie oopmaak en verras is en opgewonde is daaroor. Kan ek en jy nog so opgewonde raak oor dit wat God doen, dit wat God se gedagte is, dit wat God se wil is, dit wat God se uitkoms is? Of het ons vir onsself die reëls van die lewe uitgemaak en die uitkoms vir almal in die lewe uitgemaak? Is dit 'n uitgemaakte saak volgens ons denke, volgens ons logika, volgens wat ons as reg sien? Van wat gaan gebeur en wat moet gebeur en hoe dit sal gebeur, en as dit nie gebeur nie, sit ons in sak en as soos Jona. Patetiese figuurtjies. Want hoe durf God anders doen as wat ons wil hê? Ongelukkig is dit 'n groot waarheid in ons lewens vandag, dat ons tog teleurgestel staan.
wanneer God iets doen, wat nie is wat ons wil gehad het hy moet doen. Kom ons raak weer gereed, om deur God verras te word. Dit vra natuurlik absolute geloof in God, en absolute afhanklikheid van hom. En 'n absolute geloof dat sy wil die beste is, dat sy wil beter is, en dat hy werklike reg sal laat geskied. Glo jy nog so in God, dat jy hom vertrou daarmee, dan moet jy gereed wees, dat hy jou kan verras. Kom ons raak gereed, om God se wil te sien gebeur. En kom laat ons nie soos Jona in sak en as sit nie, maar gereed wees om opgewonde te wees oor wat God doen. Laat God jou verras. Wees gereed daarvoor. Shalom.